nie. Reg, luister mooi. Ons, volgens Siener, is daar 'n skeuring tussen die FSA en Brittanje. En eintlik tussen die FSA en die Jode, alhoewel hy dit nie openlik sê nie. Hy verwys daarna, maar hy sê dit nie openlik nie. Die skeuring tussen die FSA en Brittanje sal ook wees 'n skeuring tussen die FSA en die Joodse staat. Nou op hierdie stadium lyk dit of suits nooit kan gebeur nie, want die Britte en die FSA en die Jode is 'n, ek wil sou sê, is 'n Siamese twin, maar hulle is eintlik 'n Siamese drieling, is een lyf met 3 koppe. Maar Siener verwys na hierdie skeuring wat gaan plaasvind. Mens stel dit op in sy visioene. Reg. En baie van dit het te doen met Donald Trump en baie daarvan het te doen met die situasie van 2016 af. Nou, 2016 kom Donald Trump in beheer en hy kom uit die bloute uit sonder dat hy regtig 'n vreeslike kandidaat is of vreeslik benoem is, kom hy na vore en hy neem die presidentskap. En onmiddellik is daar 'n aanslag teen hom van die deep state af. Naamlik dat hy is eintlik 'n Russiese agent, dit is die Russian collusion wat hulle van praat, en hy het saam met die Russe gewerk, en die Russe het hom eintlik gehelp met hulle agente om in beheer te kom, en eintlik is hy nou 'n Russiese agent in beheer van die FSA. En hulle het hierdie storie vreeslik breedvoerig gery. Daai perd het hulle gery, hulle het hom morsdood gery in 'n tydperk van die 4 jaar wat hy regeer het. In so mate dat hulle hom ten minste eenmaal kon impeach, en daar was verskeie ondersoeke en verslae en reports en whatever oor die feit dat Donald Trump is eintlik 'n Russiese agent. So kom ons begin daar. Want dit het te doen met die houding van die British establishment, en die Jode is baie sterk hierby betrokke, teenoor Donald Trump. Nou vandag is hy een van die magtigste manne in die wêreld, indien nie die magtigste persoon nie. Ek dink hy en Putin is so kop aan kop. En dit gaan maar oor die groot weermagte en die baie sterk ekonomie wat die FSA is die grootste verbruikersekonomie in die wêreld, naas die feit dat die dollar is die world currency, dis die wêreld se geldeenheid, almal 'n wheel and deal in dollar. En die FSA behou sy superpowerskap deur die feit dat hy hierdie geweldige hoeveelheid omloop van dollars gebruik om sy belange te dien, veral sy militêre belange. Nou moet ons teruggaan na 2016 toe. So in 2016 hoor ons van die Steele dossier. En dit gaan dan daaroor, ek het dit nou nogal hier neer, ek wil dit vir julle lees. Die Steele dossier is 'n sogenaamde afgetrede MI6 agent, wat dan nou ewe skielik na vore gekom het met een of ander verslag. Ek wil dit gou vir julle lees. The Steele dossier, also known as the Trump-Russia dossier, is a controversial political opposition research report on the 2016 presidential campaign of Donald Trump, compiled by counterintelligence specialist Christopher Steele. Hy het vir MI6 gewerk op die Russian desk, sê hulle, maar hy is toe afgetree. Hierdie is dan 'n verslag, en dit is 'n 35 verslag, compilation met 'n groot aantal aantuigings, wat nie verifieerbaar was nie. Maar, dit is aangeneem deur die Amerikaanse media, en die deep state, en baie van die ouens wat gekant was teen Trump, as die absolute waarheid. En hulle het dit gebruik om 'n geweldige aksie teen hom van stapel te stuur, onder andere baie geweld in plekke soos Portland en Seattle en so aan, was daar geweldige geweld, die sogenaamde Antifa-opstande, want Trump is 'n groot probleem, en ons stel nie belang in Trump nie, en hy is 'n diktator, en hy het eintlik met bedrog in beheer gekom, en die tipe van ding. Nou ja, so, nou hierdie, nou, die Amerikaanse intelligensieagentskappe, soos die FBI en die CIA, het in daai tyd teen Trump gedraai,
en wat eintlik sabotasie is, wat eintlik hoogverraad is, so sy eie agentskappe het teen hom gedraai, dis deep state, en hom uitgemaak as die probleem. Nou lees ek hierso, US intelligence agencies have reported that Putin personally ordered the whole Russian election interference operation and that the Russian code name Project Lakta. Daar's nie bewyse vir die goed nie, maar hulle het dit uitgespoeg, hulle het uitgekots. Nou sê hulle, nou, dit het toe nou gelei tot 'n ondersoek deur die FBI, ek dink is Operation Crossfire of so iets, en met James Comey aan beheer, en by die CIA was dit John Brennan, en hulle was almal kop in een mis met Hillary Clinton en Barack Obama. En so het hulle dan nou besluit, Trump is 'n probleem. Ons gaan hom lig, deur middel onder andere van impeachment. Nou ja, nou, ek wil nou net hierso skryf, nou hierdie Steele, hierdie sogenaamde afgetrede MI6 agent, hy het gewerk vir Fusion GPS, dis 'n firma. Hy is vir hulle gekontrakteer om nou so iets saam te stel. Waar hy sy inligting kry, die weet niemand nie. En hulle is betaal deur Hillary Clinton se campaign, sowel as die Democratic National Committee, wat maar eintlik die demokratiese party is. En dit het dan nou gelei tot hierdie massiewe FBI ondersoek teen hom, en op 'n stadium toe het Trump James Comey, wat die hoof was van die FBI, afgedank. Nou ja, toe teiken hulle vir Trump, toe verduidelik hulle, hy is eintlik die probleem, en hy is eintlik besig om invloed uit te oefen op die regstelsel. Hy wil eintlik toring met die reg, en hy wil eintlik keer dat hy nou toegesluit word, en dit is hoekom hy van James Comey ontslaag geraak het. James Comey was eintlik 'n verraaier, soos John Brennan ook maar 'n verraaier is. So kry jy dan nou hierdie geweldige sage, vir 4 jaar lank het Trump hierdie krisis, wat hy een krisis na die ander krisis moet afweer, terwyl die media, so CNN en MSNBC en ABC, letterlik elke aand sit en lang leuns vertel oor Donald Trump en net die bene uitspoeg. So, en ek sê dit nie omdat ek 'n Donald Trump ondersteuner is nie. Ek probeer vir jou verduidelik waar die moeilikheid gaan vandaan kom, wat ons op die ou einde gaan sien, onder andere in die Midde-Ooste, en hoe raak het die boere vol, reg. Nou, die Brittanje en die VSA het alle jare 'n special relationship. Hulle praat ook van the special relationship. Tussen die VSA en Brittanje, en toe het hulle op 'n stadium Kanada daarbey ingesluit, Australië, Nieu-Seeland, hulle praat van die Five Eyes, en dan kry jy nou die CIA by, dis die Five Eyes, en hulle het dan nou intelligensie en militêre uitruil van geheime in samewerking vir Amerikaanse of wie ook al se doelwitte, so hulle werk op sekere plekke, werk hulle saam. En die ding kom van die Tweede Wêreldoorlog, daar van Winston Churchill af, so dis 'n lang tyd wat hierdie ding nou aaneenloop. Maar die Britse establishment het nog alle jare probeer om die VSA te beheer en te bestuur, en hulle kry dit in 'n groot mate reg. Hulle deesdae vreeslike kompetisie tussen die Jode en die Jesuïte, maar die Brittanje, omdat Brittanje Efraim is, Brittanje is Efraim, die Bybel sê, toe daar 'n seëning vir Efraim gegee is, toe sê hulle Efraim sal baie nasies wees. So hoe is Efraim baie nasies? Wel, dis Brittanje. En Brittanje is nie net Brittanje nie, dis ook Kanada, dis ook Australië, dis ook Nieu-Seeland. Hulle val almal onder die Britse kroon. Ek praat van blanke nasies. Ek praat nie van die ander nasies nie. Efraim, die Efraim het baie blanke nasies geword. Jy kan amper Manasseh, wat die Amerikaners ook daarbey insluit. Want daar's alle jare nog hierdie krisis tussen die VSA en Brittanje, dat die VSA eintlik nie onafhanklik van Brittanje moet funksioneer nie. Want eintlik kan Brittanje militêr nie onafhanklik van die VSA funksioneer nie. Die VSA, toe daai seëning gegee is vir Manasseh, wat Jahwe natuurlik bevestig het, toe sê Manasseh sal 'n groot nasie word. Manasseh self sal 'n groot nasie word. Boonbehalwe dat Israel baie nasies gaan word, die ander stamme.
maar Manasseh word 'n groot nasie. Nou ja, jy gaan kyk, Amerika is 'n massiewe nasie met 'n hele paar miljoen blankes in. Goed, so hierdie special relationship is 'n ding wat al jare kom. Maar die ding het maar baie te doen met die Britse establishment en die deep state en die beheer oor die FSA en die FSA se militêre bronne. Weereens, hulle kan nie sonder die FSA oorloë aanpak nie. Nou ja, nou al die jare was dit nie 'n probleem nie tussen Bush en Blair en Reagan en wat is daai vrou wat geregeer het in Brittanje, Margaret Thatcher, hulle was groot pelle. So dit was nie 'n probleem nie. Alles het mooi geloop tot by Trump. Want Trump het op 'n stadium gesê, maar weet hy is eintlik anti-NAVO en hy's anti-World Health Organization en hy wil nie eintlik saamspeel nie. En dit het baie te doen met hierdie ding dat hulle hom verkeerd opgevryf het van die begin af. Trump is maar 'n egoïs. En dit gaan baie vir hom oor sy eie belange en sy hoe hy lyk. En so jy moet hom op 'n sekere manier benader, anders gaan jy nie met hom regkom nie. Nou ja, so kom ons kyk weer. Nou ja, nou die Britte was vreeslik anti-Trump toe hy in 2016 in beheer kom, toe hy op 'n stadium die Britse parlement wou toespreek, toe die helfte van hulle gesê hulle weier om na hom te luister. Dit het nie goed afgegaan nie. Brittanje is pro-Oekraïne. Trump is teen die oorlog daar. Toe hulle hierdie oorlog teen Oekraïne teen Rusland begin het, Oekraïne is 'n proxy mag vir die Britte en vir NAVO teen die Russe, want hulle is, die krisis is nou so groot, veral finansiëel in Europa, is hulle wil eintlik Rusland insluk, so hulle wil hom balkaniseer, menende hulle wil hom verslaan en hom opdeel in kleiner dele en hom leeg steel. Want die Europese Unie is bankrot, hulle leiers het die laaste paar jaar vreeslik gesplash, en dan sit hulle met hierdie klomp jong mense, jong mans, wat baie opstandig is. Nou ja, die beste manier is natuurlik om van hulle ontslae te raak, stuur hulle vir 'n oorlog, né? En dan raak jy ontslae van jou moeilikheid. En dan het hulle natuurlik hierdie replacement wat hulle wil begin met die Europese Unie, wat hulle reeds gedoen het. Dis hoekom maar die Europese Unie gestig is, sodat hulle die grense kan wegvat, en toe hulle die grense wegvat, toe sê hulle, goed, nou is die volgende stap nou gaan ons die grense oopgooi, en elke Moor in Mohammedan, Indiër in Pakistan, in Afrikaan, kan nou almal hier in Europa kom bly, en moenie worry nie, ons gaan sorg dat julle eet en bly verniet. Gratis, man, mahala. Nou ja, en dit is so. En in Brittanje moet die munisipaliteite die hotelle betaal waarin hierdie migrants bly. Daar kry hy ete en sy was word gewas en hy kry geld en 'n foon maar he's got a life. En dan word hy natuurlik beskerm deur die stelsel as hy verkrag en moord en so aan, dan probeer hulle die saak so hanteer dat dit eerstens nie in die nuus kom nie, en of as dit in die nuus kom, wel, dan kom hy af met 'n baie lae vonnis, terwyl die ouetjie wat gekla het op Facebook, daai ou wat sy vryheid van spraak uitgeoefen het en gekla het oor die belasting en die migrants en hoekom word sy belastinggeld vir die migrants gebruik, daai ouetjie word 2 jaar toegestel. Sluit. So hulle het reeds ver met hierdie agenda gevorder. Nou ja, so hulle kon baie ver met die ding kom in die Joe Biden era. Nou Joe Biden het met bedrog in beheer gekom. So, as jy net kyk na die getalle van die verkiesingsgetalle, dan kom jy agter, maar eintlik het hy met bedrog in beheer gekom, daar was grootskaalse bedrog. Trump was reg. Maar jy kan nou niks daaraan doen nie. Jy sit met die probleem. So in die laaste 4 jaar het hulle groot gegaan met die oorlog in die Oekraïne, terwyl Joe Biden, wat eintlik 'n doek dra, en iemand dink vir hom, en is iemand 'n ou met 'n maskertjie, daai hele manier wat hulle eintlik die regering beheer het, is eintlik, die ou wat agter dit sit is Obama, Barack Obama het geregeer. Dis nou maar net, daar was 'n ouetjie daarvoor wat gelyk het asof hy Joe Biden is, en hy het masker aan. Hulle is met hierdie maskers so goed
dat jy nie weet met wie jy regtig deesdae te doen nie. So, as jy kyk daar, Joe Biden was nie aktief betrokke nie, en hulle het massiewe hoeveelheid geld oorgestuur. Ek het dit nou gaan uitvind, wag dat ek dit hier gaan neerskryf. Tussen Januarie 2022 en April 2025, 65 biljoen euros, so dis miljard euros, 65 miljard euros, oorgegee, die VSA het dit gegee aan die Oekraïne. En dit is nou 'n belegging wat hulle nie gaan terugkry nie. Reg. Maar, met die hele storie van 6 Januarie, het hulle nou verder gegaan, en die hele 6 Januarie episode, het die Britte al verwelkom, eintlik is Trump 'n probleem, en hy wou nou eintlik 'n opstand hê teen die regmatige verkose regering, en eintlik moet Trump toegesluit word. En met al hierdie stories, het hulle hom 'n tweede keer impeach. So jy kan sien, as geweldige teenstand teen hierdie man. Nou David Lammy, ek dink hy is 'n swart man, swart Brit. Hy is nou Brittanje se huidige foreign secretary, so minister van buitelandse sake. Hy het op 'n stadium gesê, maar Trump is 'n racist en 'n dangerous clown. So dit is baie duidelik dat daar ernstige probleme is tussen die VSA en Brittanje. Hulle het dit baie toegesmeer die laaste paar sogenaamde ooreenkomste en besoeke, maar dinge is nie honkie-dorie nie. Inteendeel, Trump is baie onvoorspelbaar. Ek het dit in berigte gaan lees oor dit, en die woord Trump is onvoorspelbaar kom soveel keer voor, jy kan dit nie glo nie. Nou, net voor die 2024 verkiesing, het Trump die Britse Arbeiderspartij, die Keir Starmer party, beskuldig van illegal foreign interference. Want daar is 100 van hierdie Arbeiderspartijlede oorgestuur na die VSA toe om Kamala Harris te help om die verkiesing te wen teen Donald Trump. En toe hy daaroor klaar, toe sê hulle, nee, ons werk verniet, ons doen 'n guns hierso. Dis nie dat ons gestuur is deur die Arbeiderspartij nie. Nou ja, enige iemand wat dit glo, rook sy sokkies. So dis duidelik dat daar Britse establishment is teen Trump. Nou, met al die dinge van die 6de Januarie, en daar's mense toegesluit, en dit was 'n opstand teen die regering, dis alles opgeblaas, dis nie naaste by wat hulle dit probeer maak nie, maar dit het hulle gepas, want so het hulle Joe Biden se foute, en sy dementia, en al sy probleme het hulle begrawe, en hulle kon baie geld steel van die Amerikaanse belastingbetaler, en dit oorsee stuur daar na Oekraïne toe, en wat dan gebeur is, daai geld maak 'n loop, en dan kom hy terug na die Demokratiese Party toe. So op 'n manier kanaliseer hulle daai geld, want war is a racket, so oorlog is daar om die ouens wat die oorloë befonds se belange te dien. Niks te doen met ons op die grond wat die oorlog doen nie, niks daarmee te doen nie. So daar was ook daai tyd sprake, dit was in die berigte, daar het ook niks daarvan gekom nie, dat hulle daai geld loop, en hy kom terug na die Demokratiese Party, na die Democratic Party toe. So hulle steel Amerikaanse belastinggeld deur dit te was deur middel van Oekraïne. En is nie iets wat net ek sê nie, Julius Assange het gesê, hulle was geld. Hulle het dit met Afghanistan gedoen. Die VSA het geld gewas met Afghanistan, die oorlog in Afghanistan en Irak. Maak nie 'n fout nie. Dit is wat hulle doen. Nou ja, hoe dit ook al sy, in daai tyd van 6 Januarie gaan die BBC toe. En die BBC stel 'n hele klip saam, TV-klip saam, waar hulle van Trump se toespraak van 6 Januarie vat, en hulle sny hom so, dat dit lyk asof hy 'n opstand dan nou aangemoedig het. En met daai klip hardloop hulle die wêreld vol, en soos ek sê, Trump word 'n tweede keer impeach. Maar ek wil dit vir julle lees, want dis nou nuus. Daai ding, die feit dat hulle bedrog gepleeg het, dit nou uitgekom. Dit was nou in die laaste week. BBC 100% fake news, White House, sê die White House. So die BBC is 100% fake news. So sê hierdie Caroline Leavitt, wat die spokesman is van die Trump administrasie. Dit is 'n vreeslike mooi blonde vrou. So, kom ons kyk hierso. Caroline Leavitt has labeled the broadcaster a leftist
propaganda machine due to its editing of a speech by President Trump. White House President Secretary Caroline Leavitt has accused the BBC of being purposefully dishonest over the broadcaster's depiction of the 2021 US Capitol riots. The channel has faced criticism in recent days over allegations that it misled viewers by splicing together different segments of President Donald Trump's remarks that day. In the video, Trump appears to tell supporters, "We're gonna walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore." According to the Telegraph, Trump's words were altered. The clip splices together remarks made about 54 minutes apart. The protesters are shown marching towards the Capitol immediately after the edited clip had in fact been caught on film before Trump started addressing the supporters. Nou ja, hy het hulle nou, hy het hulle gewaarsku, hy gaan 'n 1 biljoen seker dollar eis teen hulle instel, as hulle nou nie apologize, dis nou die BBC, apologize, en hom op 'n behoorlike manier vergoed vir sy skade nie, wat dit nou ook al sou beteken nie. So daar's 'n klomp ouens daar by die BBC wat toe nou hulle goed gevat het en bedank het, ouens wat in beheer was van hierdie proses, ouens wat betrokke was by hierdie video wat hulle gemaak het, waar hulle eintlik bedrog gepleeg het om Trump uit te maak as die groot krisis. Nou moet ons iets mooi verstaan. Hierdie ouens doen dit nie uit eie oortuiging nie. Hierdie ding word van bo af gegee, so van waar af kom het? Dit kom van Chatham House af. Nou Chatham House is die groot think tank in Britannië vir onder andere MI6, die Britse intelligentiediens. So as jy wil weet wat aangaan, moet jy gaan kyk wat sê Chatham House. Hulle het verslae wat hulle so uitsit. Dis die groot think tank. En dit is eintlik waar die Britse establishment al die onheile en krisisse en dramas en whatever uitbroei in die wêreld, broei daar by Chatham House uit. Die BBC is is soos ons SABC. Dit moet dit dra die wil ek sê die propaganda van die Britse regering of die Britse establishment aan die publiek oor, sodat hulle geïndoktrineer en gebreinspoel kan word, want hulle het dan nou die volle waarheid, en nou ja, niemand anders het dit nie, en hulle weet beter, en daarom moet ons die regering vertrou. En dit, soos ek sê, hierdie ding het nou uitgelek, dat die BBC betrokke daar was. En enige ou met 'n verstand sal vir jou sê, maar die Britse intelligentiediens sit hier agter, die Britse establishment sit hier agter. Dit's nie 'n ding wat uit die bloute uit gebeur nie. So dit wys jou, daar is skering, daar is 'n skering tussen Brittanje en die VSA, al word dit nie ooglopend gesien nie. Nou sou jy agterkom, dat die laaste jaar, en ek het nou spesifiek gaan kyk, kon jy sien, Trump het dadelik begin deur te sê, maar daar moet vrede kom in Oekraïne, wat vir Brittanje en Europa natuurlik 'n absolute ramp is, want hulle het miljoene gegee die kant toe, met die idee dat die Oekraïne dan hulle oorlog sal beklei, proxy war sal beklei teen die Russe sal verslaan, en hulle kan in Rusland dan opeet. Dit het toe nou nie so gebeur nie. In 3 jaar, 4 jaar is dit 2022, so ons is nou al 2022, 23, 24, ons 25. Die oorlog is nou al 3,5 jaar min of meer aan die gang daar. Met die gevolg is, Trump was baie anti-Oekraïne, en hulle Trump nodig om groot hoeveelheid wapens te gee, en eintlik verkieslik soldate. As dinge nou regtig skeef loop wel, dan moet Trump bereid wees om sy vloot te stuur, hy moet bereid wees om sy missiele te gebruik, hulle soek die Tomahawks, hulle soek die Patriot system, goed wat die Europeërs nie self maak nie, nie self gemaak het nie, want vir alle jare het die VSA eintlik die grootste las van NAVO gedra, finansiëel, die Amerikaanse belastingbetaler, sowel as die wapens. En dit gaan terug na die Tweede Wêreldoorlog, waar die VSA eintlik gesê het, maar ons vloot, want ons is nie verwoes tydens die Tweede Wêreldoorlog nie, en ons ekonomie is sterk, ons sal as vloot sal beskerming wees vir Europa, want ons het hierdie massiewe vloot, en ons kan optree in militêre situasies, ensovoorts en so meer.
Want weer eens, hulle is nie verwoes nie. Die VSA is nie verwoes nie. Brittanje en Europa is verwoes. En dit was maar die doelwit van die begin af, sodat daardie ekonomie moes geld leen by die VSA om net weer op hulle voete te kom. En dit sit 'n geweldige las op die blanke Europeër en die blanke Brit gewees. En so hou jy hierdie mense arm, jy hou hulle net aan die lewe. Dit is maar die plan op die tafel. En die Jode en die Joodse bankiers is elke keer betrokke by al hierdie oorloë. Ons is op pad nou na die volgende een, en weer eens, oorloë kos geld en moet befonds word. Reg, so nou, as ons kyk, van die begin af was daar krisis. So Stamer het op 'n stadium gaan kuier daar by Trump in die Withuis. Trump het eintlik half van hom 'n fool gemaak. Maar daar het hy toe gesit en verduidelik, maar die Britse koningshuis het 'n uitnodiging aan Trump. Ja, dit was die groot wortel. So hulle speel op Trump se egoïsme. Sy egoïsme, hy's vreeslik egoïsties. So vreeslik graag by die royals wil gaan kuier, want Trump wil dalk ook 'n royal wees. En hulle het dit in 2019 ook met hom gedoen. So ook uitgenooi dat hy nou daar gaan kuier. Dis nou dan die tweede keer. Hy toe gaan kuier, hy was daar, ek dink in September maand, was hy nou daar by ou Charlie. Nou ons onthou, wie is Charles? Charles se kroon behoort aan die paus. So Charles is eintlik 'n mondstuk van die paus, maak nie 'n fout nie. Hy is daar om die verdere agenda voor te sit. Hy is nie die anti-kris nie, die paus is die anti-kris, maar die paus is in beheer van die Britse kroon. En hy die Britse kroon hier in die 11de eeu aan die paus verkoop, eintlik aan die Knights of Malta, vir geld toe hulle bankrot was. Nou ja, so baie mense dink die Britse kroon staan op sy eie, maar hy doen nie. Hy is sterk onder die katholieke invloed, en hy is eintlik daar om die katholieke agenda hier op die einde van tye te beheer. Dit word net nie openlik gedoen nie. So, jy gaan kuier by Charles en dan hoor jy eintlik wat is die agenda op die tafel. En die groot ding is, Trump moet help met Oekraïne, sodat Rusland verslaan kan word. Nou ja, Trump doen nou sy eie ding, hier in Junie, Julie, Augustus maand, kry hy nou vir Putin, en hulle sit daar in Alaska, en hulle praat om een tafel, en kom eintlik by niks uitneem. Ek dink daar het Putin vir hom baie mooi verduidelik, dit is ons A, B, C en D, en ons gaan vir niks tyd nie, as gevolg van A, B, C en D, en as julle nie voldoen aan A, B, C en D nie, wel, dan gaan die oorlog voort. En dit is toe ook so. Hulle kan aan Putin op hierdie stadium niks doen nie. Weereens, die Europese Unie en Brittanje is nie by magte nie, NAVO is nie by magte nie, en hulle die VSA nodig, en die VSA wil nie saamspeel nie. Kort nadat hy daar was, toe kom kuier 8 Europese leiers, onder andere Stamer, Frankryk was daar, Finland was daar, Duitsland was daar, ek dink Nederland was daar, hulle het almal kom kuier, daar by Trump se Withuis, saam met Zelensky, om hom te oortuig om nog wapens te gee in Swaan. En toe Trump hulle half van 'n blik gedruk, en vir hulle gesê, luister, ons sal wapens gee, maar NAVO moet dit by ons koop, of die Europese lande moet dit by ons koop. En dan gaan julle dit gee vir Brittanje, vir Oekraïne. So, nou, wie se probleem raak het? Dit raak eintlik die belastingbetaler in Europa se probleem. So, en hierdie Europese leiers is daarop uit om daai oorlog te doen. Want Ursula von der Leyen het onlangs gesê, hier in Europa, we follow the values of the Talmud. Sy het dit gesê, dis op video, jy kan gaan kry op TikTok. Wat beteken, hierdie oorlog is daar sterk Joodse betrokkenheid by die Talmudiese values, menende die verwoesting van die blanke, westerse, protestante nasies. Dis een van die, en die katholieke kerk is natuurlik deel daarvan, maar die katholieke kerk wil ook, die Jesuïte was nog al die jare daar. Kyk, as jy nou oorlog teen die Jesuïte verklaar het, of jy het hulle uit die land uitgesit, dan kom hulle oor 100 jaar terug, of 50 jaar terug, en hulle verwoes so 'n land toet en taal. Want hulle kry jou terug. Dit is maar 'n manier om jou terug te kry. Goed. Nou, die Britte was baie agteraf. 4 dae voordat Trump die administrasie oorneem op 20 Januarie, gaan sluit die Britte met Oekraïne 'n 100 jaar ooreenkoms.
'n 100-jarige ooreenkoms. En waar hulle Zelensky op sekere dinge vasmaak. Wat alles daarin staan, weet ons nie, want dit is nooit volledig beskikbaar gestel nie. Maar dit is toe problematies, want net 'n paar maande voor dit, ek dink Oktober maand of so, het Zelensky vir Trump gaan kuier, net voor die presidensiële verkiesing, en beloof, jy weet, die VSA, hulle kan met die VSA ooreenkoms sluit, seker vir die myne, dan kan die VSA van sy geld terugkry wat hy daar ingestort het, want dit is 'n bodemlose put. Nou is ook nou, soos ek sê, Zelensky en Keir Starmer draai om, en daai Januarie, 16 Januarie, maak hulle hierdie 100-jarige ooreenkoms. Wat beteken, die VSA toe nooit regtig by 'n ooreenkoms met Zelensky kon uitkom, onder andere vir myne nie. Daar is beloftes gemaak, maar daai myne lê onder andere in daai Russiese grondgebied, Donbas en Luhansk en so aan. So jy moet nou eers die Russe van ontstaan raak, voordat jy nou myne kan uitdeel aan ander mense. En soos ek sê, Trump wil nie eintlik op die ou einde betrokke raak nie. Hy het nou beloof vir sy kiesers, hy sal die president of peace wees. Nou daarvan het ook nog nie veel gekom nie, ons het nou gesien wat maak hulle met hom met Iran, toe druk hulle hom in 'n oorlog daarin. Maar hierdie is belangrike kenmerke vir wat ons heel moontlik gaan sien, tot die aanloop, dalk in 2026, van hierdie oorlog. So, Trump is anti-NAVO. Hy het vir hulle gesê, luister, ons kan julle nie bly beskerm nie, julle NAVO-lede moet julle begrotings opstoot na iets soos eers 2.5 of 3%, en toe 5% van jou nasionale begroting moet aan die military wees. Daai lande het nie die geld eintlik om dit te doen nie, so hulle moet die geld gaan vat by hulle sosiale projekte. Dit wil sê by hospitale, welsynsorganisasies en skole en so. So die belastingbetaler dra baie swaar en hy word ingekort. En baie te doen met die feit dat Joe Biden daai tyd, weet het ook al is, so wat hy sê, heel moontlik is het Barack Obama, toestemming gegee het en gesê het, maar die VSA, want het is net die VSA, heel moontlik met in samewerking met Noorwe, om Nord Stream 1 en 2 op te blaas. Nou die oomblik toe dit gebeur het wel, toe is die Europese Unie se olie en gas afgesny, goedkoop olie en gas is afgesny, en effektiewelik raak hulle, soos wat hulle sê, hulle staaf, hulle wurg hulle ekonomies. En dit is nie die Russe wat dit sal doen nie, die Russe wat die probleem lê met die VSA, Britannië, MI6, CIA. Dit was die agenda in die tyd van Biden. Daai agenda is nog steeds op die tafel, naamlik onder andere die totale verwoesting van Europa. Nou kom Trump in, nou wil hy nie saamwerk. Hy is ook anti-World Health Organization, hy is anti-COP 30, hierdie climate change ding, hy besluit hy gaan nie, en hy is dan ook anti-Oekraïne. Nou, kom ons kyk. So, nou wil ek met jou praat oor dit wat sieners sê, want ek wil gou vir jou wys. Want ek dink daar is 'n agenda. Ek dink hulle Trump totaal verkeerd gelees. Hy het nog gaan kuier by die koningshuis, en daar is een of ander artificial intelligence ooreenkoms gesluit tussen hom en Britannië. Dit klink alles wonderlik, maar eintlik is alles nie reg nie. En mens stel dit op in die siener visioene, as jy 'n bietjie fyn lees, ek wil dit nou net vir julle hier lees, en ek Blikstemdromer verwys ook daarna in sekere van sy visioene. So, maar kyk wat sê siener, 12 September 1920. 12 September 1920 sien hy as volg. In Europa kom een geel spider, en toe die spider stil staan, kom een rooi witrig onder hom uit, dis 'n witrig bees, een rooi witrig bees, onder hom uit en gooi hom om. Toe staan die bees daar, maar die spider verdwyn. In Europa is een bruin hout en een mes met 'n skurwehef sny hom aan stuk. Nou die spider verwys na Britannië. Geel is baie keer hulle kleur, is baie keer die kleur van viraat ook. Is iets wat ons sien hier in Suid-Afrika, wanneer hy baie keer praat oor in sy visioene oor Suid-Afrika. So hierdie geel spider verwys na die Britte. En wat doen die witrig bees wat agter die Britte staan? Dit is nou die Amerikaners. Hy gooi die spider om en die spider verdwyn.
So dit gaan nie gaan. So dit is duidelik dat daar op 'n stadium, ek wil nou nie sê sabotasie nie, maar dit is asof die FSA so teen die Britte werk, dat hulle hele oorlogspoging teen Oekraïne heeltemal skibreek lê. So, dan staan die bees daar in Europa, die witrugbees, hy het eintlik die agteraf die Britannië geondergrawe, en hierdie een breinhout verwys heel moontlik na die Europese Unie en 'n skeuring binne in die Europese Unie. Nou, op 23 September 1920 sien hy so. Hy sê, ek gaan na die noorde, dis nou die Noord-Kaap, is die volk gaan Noord-Kaap toe, en ek kom teen een hoë wal uit, en dit is toe een damwal, en dit was 'n bietjie lig, en toe ek by die straatklippe kom, dit is nou die klippe wat jy aan die onderkant sit van 'n dam in die ou dae, het hulle klippe gepak, hulle met die straatklippe, om te help dat die dam nie water verloor nie. Toe ek by die straatklippe kom, is daar min water in, en een groot voël langs die water, en daar kom ek een klein voeltjie van die weste af, en die groote slukkie kleintjie in. En dan sê hy self, in die visioengeskrifte, Engelse Amerikaner. So, wat sê hy vir jou? Hy sê, in die tyd, wanneer die boerevolk onttrek Noord-Kaap toe. In die tyd, wanneer die boerevolk onttrek Noord-Kaap toe, die feit dat as jy teen 'n hoë wal uitstap, beteken dit, dis moeilik, dis 'n moeilike situasie, maar die volk trek deur, en hulle kom op die hoë wal uit. Nou, mense wil graag op die wal staan, en nie onder nie, né? So dit ten spyte van groot probleme, hierdie onttrekking, vlugtelinge, groot krisisse in Suid-Afrika, loop die boerevolk hierdie damwal uit, en kom aan die bokant. Nou aan die ander kant sien hy, daai water wat hy daar sien, kan of nasies wees, dit kan inligting wees, maar in hierdie geval is dit geld. Hierdie het te doen met geld. Daar's min geld. Nou ja, ons weet, in Suid-Afrika is dit 'n kwessie van tyd. Dan hardloop die beleggers die land uit, en dan is daar nie geld nie, naas die feit dat hierdie land 2,1 miljard rand leen per dag by die buitelandse, by die Joodse bankiers. En so iewers along the way, gaan hulle vir hulle sê, luister, ons gaan julle nie verder betaal nie, dis iets wat ek gedroom het, ek het dit baie duidelik gedroom, ek het al baie daaroor gepraat, dat daai een wat nou die internet moet oopmaak, en die bank moet doen, en die betalings moet doen, daai een, toe hy nou by die bank oop wil maak, toe sê die bank vir hom, luister, jy moet ons kom sien. Goed, nou ja, dit gaan kom, dit is, Blikstemdromer praat van 3 oorlogswolke wat oor Suid-Afrika kom, hy sê, en die mense, hulle sien dit, maar hulle slaan nie ag nie. Die ene is 'n insident met Zimbabweërs in Limpopo, iets soos 'n xenofobiese insident. En dan die tweede een, het vader vir my gesê, is hierdie geld wat hulle afsny van die buiteland af. En dan die derde een, is heel moontlik die dood van 'n baie bekende swart leier, politieke leier daar in Natal, wat jy nou al moet weet wie is dit nou. Nou ja, in daai tyd, kyk, het kos Britannië geld. Dit gaan glad nie finansiëel goed met Britannië nie. So, nou, Britannië het so ver gegaan om sy pensioenfondse te begin gebruik om bewapening, om sy wapenfabrieke aan die gang te kry. Dit was in die nuus. So, op 'n stadium raak die geld klaar. Dan moet jy leen. As jy kan leen, moet jy kan teruggee. So, iewers along the way loop jy jou vas. So, wat hy sê is, hy sien Britannië raak betrokke by Suid-Afrika, maar daaroor het ons al gepraat, en dan kom die VSA raak betrokke, en wanneer Britannië dan in die moeilikheid is, dan sluk die VSA hom finansiëel, en wat beteken, hy neem hom finansiëel oor. Nou ja, so dis duidelik, dat die VSA op die ou einde, gaan draai teen Britannië. Dan is daar nog een, en dan sal ek die laaste stukkie hanteer. 16 September 1919. Nou hier sê hy, toe kom ek in een ou kamertjie, en die vloer is van los muurshoop, in die noorde kant van die kamer lê sinkplate, en ek lig op, en onder lê baie boere leeste. In Europa stryk net een wit rugbees weg, belang aan die Amerikaners, in die weste kom 'n wit gordyn uit boeskant aan onder, en onder is hy wit. Kom ek verduidelik vir jou, nou, die volk kom in die Noord-Kaap, is dit 'n ou kamertjie, en die vloer is van los muurshoop, dis wat hy dan nou sien, en daar lê sinkplate, menende,
daar is nie 'n regering nie vir hierdie volk nie. Daar's nie die volk het nog nie verenig nie. Die volk is nie in beheer van 'n situasie nie. Daar's niemand noodwendig wat na hulle omsien nie. Hulle moet hulle self organiseer en dis iets wat die boere kan doen. Ons kan dit doen. Ons het gedoen met Bloed vir die Vuur, ons kan dit nou weer doen. Ons het dit gedoen met die groot trek, ons kan dit weer doen. Dis nie 'n probleem nie. Hy sê dan lig hy hierdie los sinkplate op. Nou, Skus tog, ek van net hierso. Hy lig hierso en dan sien hy baie boereleeste. Wat is 'n boerelees? Wat is 'n lees? Dis nou daai houtaffære wat hulle gemaak het, waarop hulle op die ou dae die vellies van gemaak. As jy sit jou vellie oor en dan trek jy hom vas en jy kan daai ding stel vir 'n groter voet en 'n kleiner voet en wat ook al. Dis 'n boerelees. Menende, dit is iets wat skoenmakers in die ou dae gebruik het om vellies van te maak. En 'n velskoen is 'n boereregering. So daar's baie pogings tot boereregerings of 'n boereowerheidstelsel. Daar's baie idees, maar dis nie noodwendig dat dit al by mekaar gekom het nie. Dis wat hy sien. Nou in daai tyd, wat die volk in die Noord-Kaap is, die volk het gevlug, die volk het onttrek, daar's baie moeilikheid in Suid-Afrika. In daai tyd sê in Europa stryk net een wit rugbeest weg. Belang aan die Amerikaners. Wat beteken dit? Hy draai om, hy stap uit. Hy stap uit Europa uit, hy los hulle hoog en droog. En is iets wat Blikstemdromers sien. Hy sê die Russe het hierdie, hy praat van 'n konveierbelt. Hy het 'n visioen gesien. En in die visioen sien hy hierdie konveierbelt van ammunisie wat van die VSA af, tjoer, daar tot in Oekraïne gaan. En daar word het afgelaai en die Russe skiet dit flenters. En dan kom die volgende stel ammunisie, in so mate dat die VSA se stokpaals baie laag is. En dis nie net vermaak nie. Hoorie, ons het 'n paar tomahawks nodig nie. Dit vat tyd om tomahawks te maak. So, jy kan nie oornag, gaan jy nou 20.000 van hierdie missiele maak en nou is dit honkie dorie. Dit vat jare. Nou het jy al die stokpaals begin tjoerie daar na Oekraïne toe. En wat gebeur op 7 Oktober in die Joodse staat? Wel, die Jode, daar was 'n vals vlek wat daar plaasgevind het. Die Jode het geld en wapens aan Hamas gegee via met 'n draai. En dit het daartoe gelei dat Hamas 'n aanval geloods het op die Joodse staat. Die Jode het gesorg op daai stadium dat hulle soldate stand down, amper iets is 12 ure stand-down order, hulle mag nie reageer nie, en in daai tydperk het jy nou hierdie krisis, wat dan nou gebeur, Hamas kom deur die konsentrasiekamp wat hulle binnehou se drade, en hulle val die Joodse settelaars aan, in baie geval is dit maar Joodse weermag, en daar's hierdie massiewe krisis, en ewe skielik sê die Jode, maar ons soek wapens van die Amerikaners af, want ons kan nou nie hierdie verskriklike oorlog, ons gaan nou groot oorlog maak, ons gaan Gaza van die tafel afvee, hierdie is ons 'n ideale geleentheid, want ons gaan van Gaza 'n Franse Riviera maak, en ons soek in elk geval die Palestynë se olie en gas, wat daar in hulle see is, wat gevind is hier in 2006, dis, ons wil dit hê. Dit kan nie, die Palestynë kan dit nie kry nie. Ons soek dit, so ons gaan die plek platvee, maar daarvoor soek ons wapens en bomme en what have you. Kom VSA, julle moet ons gee. En ewe skielik met hierdie konveierbelt met ammunisie en whatever gaan na die Joodse staat toe. So nou, in die tyd van Biden, moes hulle 2 plekke voorsien van ammunisie. Wat beteken die Amerikaners het baie min oor. Dis hoekom hulle nie Patriot systems eintlik kan gee aan die Oekraïners nie. Want die wat hulle gegee het is flenters geskiet deur die Russe, en daar's 'n paar by die Duitsers en so aan, maar hulle wil nie eintlik hulle sin gee vir Oekraïne nie, want dan het hulle niks. En om een te kry, hulle praat van die eerstes gaan heel moontlik geproduseer word eers kyk jy, daar's bestellings vir 2027. So, dis nie net vermaak nie, jy staan nie een môre op en dan staan die dingetjie daar en dat hy homself aan mekaar gesit nie. Werk nie so nie. En nou in daai visioen van Blikstemdromer sê hy sien dat die Russe hierdie konveierbelt dophou. Tot waar hulle sien, die ammunisie raak al hoe minder, voordat hulle groot moves maak. En dit is reeds besig om te gebeur. En dan, soos ek sê, dit raak nou, as die Europese lande ammunisie nou wil gee,
en belangrike goed vir Zelensky, moet hulle dit koop by die VSA. Dan kan hulle dit gee vir die Oekraïners. En daar's 'n waglys. So, dit is nie so eenvoudig nie. So eintlik is die hele oorlogspoging besig om heeltemal uitmekaar uit te val. Die Russe gaan heel moet ek groot dele daar vat en en homself sterk vestig daar. En dan van daar af sal die situasie stelselmatig versleg. Maar vereers gaan die Russe daar heel moontlik groot dele vat, hulle klaar dit gedoen, en van daar af sal hulle na die Midde-Ooste beweeg, as gevolg van die oorlog in die Midde-Ooste wat eskaleer teenoor Iran en Turkye en so aan. Ek wil eendag daaroor ook met julle praat, ek het dit nogal baie goed uitgewerk. So wat sê hy hierso? Hy sê, in Europa stryk een wit rugbees weg. Hy sê, hy sien dat die Amerikaners een laaste groot batch ammunisie gee vir Zelensky en sê vir hom, nou is jy op jou huis, my ou maat, en daar gat hulle. En ons gaan dit sien. En ek dink ons het van dit reeds begin sien. En dan sê hy, in die weste, nou watter weste is dit? Dit is Noord-Kaap, is die noordweste van die land, kom 'n wit gordyn uit, bo is kant en aan die onderkant is hy wit. Nou daai wit gordyn het ek self al gesien in 'n droom, en ek het nie verstaan nie, eerst hier agtergekom waar pas dit in, en dit beteken daar's 'n gordyn tussen die Noord-Kaap en die res van die land, menende, dit wat in die Noord-Kaap gebeur met die volk, is so onder die radar, dat hierdie nuwe Doornbos regering wat in plek kom, hom nie vreeslik steur vir 'n lang ruk van die ouens in die Noord-Kaap nie. En dan later, dan sê hulle, heerlikheid, wat gaan in die Noord-Kaap aan? Dit kan ons nie toelaat nie. En dan sal ons natuurlik sien dat hulle gaan probeer om 'n aksie te loods, en dit sal nie slaag nie. Hoe dit ook al sê, so daai wit gordyn beteken daar is 'n geestelike afskorting tussen die Noord-Kaap en die boerevolk daar en die res van die land. En hulle gaan letterlik, daar gaan gesê word, ja, wat het van daai ouens geword? Hulle sit seker daar en daar gaan niks aan nie, en terwyl die res van die stelsel en onder die Doornbos regering sterk beweeg na die beast system, toe die digital ID en die central bank digital currency, en dan breek Marburg uit en almal moet in die ry staan vir 'n jab en die QR code, dit gaan kom. Reg, maar nou sê Siener 'n baie belangrike ding, en hiermee gaan ek afsluit. Hê so 'n bietjie geduld met my. Hy praat onder andere daarvan. Hy sê, hier sal selfs ook VSA troepe wees om te probeer keer dat die Engelse nie heeltemal in 'n doelslaag nie. So jy kan duidelik sien dat die VSA en die Britte sit nie heeltemal langs dieselfde vuur nie. Dit lyk of hulle weer van ons boere gaan interneer, dit sal die Doornbos regering, maar die kamp is anders as 1939 tot 1945. Hulle vervoer ons na 'n ander land, vermoedelik Australië. Dis korrek. Hoekom Australië? Want dit is 'n kolonie van Brittanje. So as hy mense wil skuif, as hy manne wil skuif wat hy wil interneer, want dit is interneringskamp is maar in elke oorlog, so dit sal nie anders te wees hier in Suid-Afrika nie, dan skuif jy hom na 'n ander plek toe. So, dan kan hy nie van daar af onder 'n stoot teen die regering hier nie. Hy sit daar in 'n ander land. En daar word ons deur Japaneese leeroffisiere ontset, en hulle is bly om te verneem dat ons boere is. Net soos in die vorige oorlog word ons troepe weer na die noorde gestuur, maar hulle is die keer nog minder eensgesind. En daar kom wrywing tussen Engels en Afrikaans sprekendes, en in onderlinge gevegte word baie doodgeskiet. Daar kom 'n hindernis voor ons troepe, VSA troepe wat alreeds die Engelse leer in die noorde uitgewis het, keer ons leer voor. Ons troepe word ontwapen en geskei. Engels sprekendes word prisoners of war, die Afrikaans sprekendes kom huis toe sonder hulle wapens. So, nou sê hy, die groot slag tussen die troepe van die VSA en Engeland vind plaas in Egipte, wanneer die volgende wêreldoorlog uitbreek. So luister mooi, die VSA en Brittanje skeur. En die rede hoekom hulle skeur, het alles te doen met die feit dat Brittanje en die Jode, sien nie die Jode nie, maar dit sal definitief die Jode ook wees, want VSA draai sy rug op die Joodse staat ook. Die militêre geheime van die VSA gaan verkoop aan Rusland, en dit gebeur wanneer Rusland deur Turkye storm, en ons gaan 'n oorlog sien in Turkye, waar die Russe gaan wen teen 3 of 4 of 5 Europese lande. En dit het maar alles te doen met die destabilisering van Turkye. Hulle probeer 'n puppet government insit, dit werk nie, en hulle probeer die Bosporus sluit, en dit werk nie, en die Russe sê wel, julle gaan nie ons vloot in die Swart See hou nie, man, ons gaan vir julle wys wat doen ons, en hulle hardloop deur Turkye. En op daai stadium
besef die Britte en die Jode, hulle is 'n groot moeilikheid. En hulle sê, luister, weet jy wat? Kom ons offer die VSA op vir ons veiligheid. En die Jode sal dit doen, sonder om 2 keer te dink. En die Britte sal ook nie 'n probleem hê daarmee nie. So, wat ons gaan doen is, ons gaan die VSA se militêre geheime verkoop aan die Russe, en vir die Russe sê, luister, los ons uit, ja, ons is hier vir jou, nou, as jy aanval, doen van die VSA. En Siener sê, die VSA vind daarvan uit. Nou, luister mooi. Nou, die Jode was nog nooit die VSA se bondgenoot nie. Al lyk dit so, hulle is nie. Ons weet hulle was direk betrokke by John F. Kennedy se moord. Want daai hele verslag wat uitgekom het, is vol van die woord Israel. So hulle was duidelik betrokke daar. In 1967 val hulle die USS Liberty aan in die Rooi See, en sink amper die skip, klomp soldate is dood, omdat hulle gevoel het, moontlik aan die VSA hulle keer in hulle oorlog teen Egipte en Sirië op daardie oomblik. So hulle doen wat hulle belange is. Israel kyk na Israel se belange. Israel is nie daar na die VSA se belange te kyk nie. Maar hulle verwag van die VSA om na Israel se belange te kyk, na die Jode te kyk. En Jonathan Pollard het hier in die laat 90's, hy is toe 'n Jood. Hy werk toe vir CIA en hy het toegang tot die crown jewels van die VSA. Dit is hulle frekwensies, hulle encryption. Hy gaan en hy gee dit vir die Jode, want hy self 'n Jood. En hulle verkoop dit aan die Russe. En hierdie goed, dit het die regering, die Amerikaanse regering, biljoene dollars gekos, om daai stelsels in plek te kry. En hulle het alles so vir die Jode gegee, die Jode het alles vir die Russe gaan gee. So, en dan is daar nog ene. In die 80's het die Amerikaners die Jode gehelp, die IDF gehelp om die 'n vliegtuig met die naam die Lavi te bou met F-16 tegnologie, met hulle eie vegvliegtuig tegnologie. En met die idee, daar was 'n ooreenkoms dat julle nie ons tegnologie kan deel met 'n ander land nie. Ons gaan julle help om hierdie vegvliegtuig te bou, maar julle kan nie dit deel met 'n ander land nie. Nou Jode het net daar omgedraai, hulle die tegnologie gaan deel met die Chinese. En die Chinese het toe die J-10 fighter gaan bou, wat dan baie sterk ooreenkomste met die Jode se Lavi het, en dis eintlik F-16 tegnologie, wat van die VSA afkom. So ja, die Jode is baie bekend daarvoor dat hulle spionasie doen op die Amerikaanse regering. Obama het hulle uitgevang. Daar was die groot storie. Netanyahu het op 'n stadium gaan kuier by Boris Johnson. Dink is in 2019, daar by sy huis. Hoe was lekker groot ete en alles. En na die tyd, toe kry Boris Johnson 'n afluisterapparaat in sy toilet. Nou, hoe het dit daar gekom? So, die Jode doen hulle eie ding, hulle gaan hulle eie belange dien, hulle is niemand se bondgenoot nie, hulle is definitief nie westerse lande se bondgenoot nie. So, ons sien, ons gaan hierdie oorlog sien in die Midde-Ooste. Heel moontlik gaan hulle begin om die VSA in te trek, en op 'n stadium gaan die VSA sê, nee, dit gaan nie vir ons werk nie, baie te doen met hierdie verkoop van geheime, dan onttrek die VSA, hy sal ook onttrek uit die Doringbos regering uit, saam met die Duitsers, en want het gaan daaroor dat die Jode die Greater Israel plan het, en die Britte soek weer die Suezkanaal, hulle het hom beheer in die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog, hulle soek hom vir die Derde Wêreldoorlog ook, en die Jode soek tot en met die Nile, dalk af tot amper by Sudan, hulle soek hierdie massiewe area, tot aan die kant Damascus, tot by die Efraat, glo iemand het dit vir hulle beloof, dis 'n absolute klomp nonsens. Mense gaan vir my sê, ja, maar dit staan in die Bybel. Nee, in die Bybel is niks vir die Jode beloof nie, niks. Jy moet vir my die versie bring, maar sê, en God het aan die Jode die volgende beloof. Dit staan nie daar nie. So, moenie met stories van my toe kom nie. Reg, so hierdie oorlog, ons gaan hierdie oorlog sien, en die Britte is daarby betrokke, die VSA sal vir 'n tyd lank betrokke wees, en dan onttrek die VSA, omdat die Russe baie kragtig en kragdadig optree. So wat doen daai bondgenootskap? God laat daai bondgenootskap uitmekaar uitspat. Wat beteken, daar's niemand om die Joodse staat te verdedig nie, en Brittanje word toetentaal verslaan in Egipte,
en hy kan nie verder die oorlog beklei na die feit dat hy bankrot is, sy mense honger is, sieners sê sy skepe dobber op die see en sy soldate is honger. So, dit is wat ons gaan sien. Maar is interessant, die aanloop wat ons sien tot by hierdie punt. Nou ja, kom ons kyk hoe speel hy uit, kom ons kyk hoe hy uitspeel in 2026 of ons van hierdie elemente sien wat kan uitgespeel word. Ek kan nie noodwendig tyd daarby sit nie. Ek dink net die tyd is baie naby. En ek hoor die Jode, daar's nou senators. Dink ek kan nie meer onthou wat was die man se naam nie, wat nou gedruk het dat die B-2 bomber van die VSA aan die Jode beskikbaar gestel word, aan die IDF beskikbaar gestel word, en dit is een van die hoogs geklassifiseerde geheime in die VSA is die B-2 bomber. En so as hulle hierdie B-2 bomber vir hulle gee, vir die Jode gee, gaan die Jode definitief die tegnologie verkoop, om hulle eie belange te dien. So mense hoop nou maar nie, dit gaan gebeur nie, maar dat die VSA sleg gaan seer kry in hierdie oorlog is waar, is iets wat Siener baie goed voorspel. Daar's ander profete wat ook daarvan praat. Die blikstemdromer sê 75% van die VSA sal verwoes word deur die Russe en die Chinese. Dis korrek. Want hulle is die 7de kop, en hierdie 7de kop van die dier van Openbaring 13, daai 7de kop het sy einde bereik. En dit het alles te doen met 2017, 20 Augustus het ons nou, was daai sonsverduistering, en toe het ons mos nou, 2024 weer 'n groot sonsverduistering gehad, en ek dink die jaar voor 2023 ook weer 'n snaakse sonsverduistering. So dis duidelik dat die kruis gemaak is oor die VSA. En daai tyd het die mense gesê, is interessant, hoe mense hierdie tekens so akkuraat lees. En as jy na die tyd daaroor praat, dan sê mense, maar jy werk met die sterre. Eintlik het dit baie belangrik, God werk met sy sonsverduisterings en sy maansverduisterings, is alles tekens vir tye soos hierdie, so mense moet maar ag staan daarop. Die VSA se tyd is uitgedien as superpower, so ekonomies en militêr gaan hulle sleg seer kry, die Russe ook, maar ek dink die Russe gaan oorleef. Skus tog, dis nou my hond wat so rasie, pitbull. Pixie, Pixie! Nee man, gaan jy op die bank? Skus tog, ek het 'n groot pitbull, sy pas my op in die aande. Reg, en dit is my kort en lank. Ek het gedink ek wil dit net vir julle saamsit. Miskien is daar iemand wat belangstel om te sien wat is die aanloop tot wat ons gaan sien dat die VSA sy rug draai op Brittanje en die Joodse staat. Nou ja, ek maak gou oop vir 2 minute se gesels. Gee my net so 'n bietjie kans. Ek het nog steeds 'n voeltjie in my kamer. Ek wil gou kyk of ek nie net die deur ook kan oopmaak daarvoor nie. Daar sy. Reg, gou gepraat, 'n minuut. Ek wil net sien. Ag ja, die ou voeltjie wil uit. Andre, ek is bly dat dit geniet. Is ek alleen? Ja, tans is ek alleen. Dankie Christo. Ag, ek kyk maar, daar's baie ander dinge. Ek wil onbestaan om met julle weer praat oor die Turke. Die Turke is aan die gang. Turkye will beat the war drums. So sê die profete. Nou ja, Dykes, ek is bly julle het lekker geluister. Dat 'n mens het sien, niks gebeur oornag nie. Niks gebeur op 'n oggend nie. Mens raak nie een môre wakker en dan alles verander nie. Alles het 'n aanloop. Reg. So, julle is alright, is daar iemand wat 'n vraag het? Ons kan nog 'n vraag vra en dan is ons klaar. Daar is hy. Nee, niemand 'n vraag nie? Daar is hy. Ja. Ek het gesien dat Trump swaai. Hy swaai pro-Amerikaners. En dit gaan heel moontlik wees weens 'n persoonlike tragedie. Iewers gaan iets sleg verkeerd loop. En hy gaan agterkom die Jode ondergrawe hom. Iewers gaan dit uitkom. En of hy Christen is of nie, dit maak nie saak nie. Vader het hom gekies om daai bondgenootskap te breek. En dit gaan gebeur.
As Suid-Afrika, alle blanke man sal opgeroep word om vir Brittanje te gaan veg. En sieners sê die vrouens en kinders sal in die grootste gevaar denkbaar dan verkleer in Suid-Afrika. So as jy nie wil veg nie, gaan jy moet veld toe gaan. So dan moet jy jou rad dat jy kan veld toe gaan. Is daar grond beskikbaar in die Noord-Kaap? Ek weet nie hoeveel grond is beskikbaar nie. Julle moet maar gaan uitvind by die eiendomsagente. Daar is maar, hulle pryse het baie gestyg die laaste 10 jaar, baie mense het stelselmatig soontoe beweeg, dit word maar net nie hardop gesê nie. So, mense moet maar kyk. As jy bekommerd oor ons kinders, ja, ek is ook maar partymal bekommerd oor die kinders, maar partymal moet die kinders ook maar bykom. Ja. Kinders moet almal bykom. Die kinders is nie by nie. Hulle dink ons bly in La La Land. So, kinders is regtig nie by nie. Veral die kinders oor see, want hulle het nog nie agtergekom hoe groot is die bedreiging nie. So ja, ek wil op 'n stadium weer praat met julle oor ander dinge, so, nou ja, ek groet julle. Ja, daar kom 'n verskriklike slagting in Suid-Afrika. Sieners sê die Bybel sê die lyke sal lê op die straat en niemand sal begrawe nie. Artificial intelligence is die gees wat aan die beeld gegee word in Openbaring 13. Kyk 'n bietjie my ander video's, ek het al oor dit gemaak. Nee, meeste jong mense ken nie swaar kry nie, behalwe die ouens in die plakkerskampe. So ja, daai mense ken swaar kry. En hulle is vir ons baie keer onsigbaar. Ons sien dit nie, so ons dink dit bestaan nie. Ek wil vir jou sê, hou op om jou geld te gee vir die kerk. Hou op om die predikante onderhou, hy beteken vir jou niks. Vat jou 10de en gaan kry 'n plek soos Moeg Gesikkel of wat ook al. Gaan hoor waar is 'n blanke plankerskamp in jou omgewing en gaan help af en toe daar. Al gaan gee jy net 'n bietjie kos af. So, Jandrey, wanneer moet jy huis toe kom in die FSA af? Daar's nog tyd, Jandrey. Daar is nog tyd. So, mense moet maar kyk wanneer begin die krisis hier in Suid-Afrika so is, dat Suidlanders begin sê onttrek en so aan. Ja, nee, wat, die kerk gaan jou nie help nie. Nou ja, ouens, ek moet gaan kos maak, ek groet julle. Gee jou geld vir jou volk. Jy sal baie seëninge ontvang van Vader. Pieter, God sal hulle sif. So 'n oorlog sif wonderlik. Wonderlik. Die kaf van die koring. Hoor wat ek jou sê? Swaar kry is eintlik 'n baie goeie ding vir 'n volk. Dit bring sy karakter en sy integriteit uit. So dis 'n goeie ding. So dit moet kom. The sooner the better. Want soos dit nou aangaan, kan dit nie aangaan nie. Nou ja, ek groet julle. Nou moet ek nou eers sien, hoe kom ek nou hier uit? Ek vergeet altyd hoe kom ek hier uit. Daarbo, ek het lanklaas gelive. Ja, die blankes hou van geld, eintlik hou hulle van skuld, so dis skuld.